soos hy. Goeiemôre vir almal wat ek nog nie gegroet het nie. Ons sit net so aan bid ons saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons kan saamkom in Jesus se naam hier vergader vandag. Dankie dat U beskermende hand oor ons gehou het gisterand. En dankie vir 'n nuwe dag wat ons weer kan vernuwe en waar ons saamkom hier in U naam en meer van die woord gaan leer. Vra ek sodat die Heilige Gees my lei, dat ek uit die woord uit praat en nie my eie mening gee nie. Jesus, ons loof U, ons prys U en ons dank U. In die naam van Jesus, amen. Ek sien daarom almal het nie te koud gekry om te kom vanmôre nie. Ons winter is amper verby. Ek kla nie oor die koue nie, maar mens kan net soveel koue vat. Dan raak dit genoeg. Versie wat ons al baie genoem het hierso, Hosea 4 vers 6. My volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. My volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ou bekende vers. Die versie sit al heel week in my kop vas. En ek het nie geweet wat se woord om te bring vandag nie, tot vanmôre. So ek het nie voorberei nie, my notas is baie deurmekaar. Ek sê nou vir pastoor Pieter. Net ek sal kan verstaan wat op hierdie papier staan vandag. Ek wil 'n bietjie gesels oor die Bybel. Oor die boek wat ons noem die Bybel. Waar kom hy vandaan? So 'n bietjie meer, 'n bietjie geskiedenis van die Bybel. So in die vroegste tye was daar nou nie papier gewees en al die tegnologie wat ons nou het nie. So die mense het maar geskryf op klip uitgekap of op leiklip uitgekerf en perkamentrolle, dit is diervelle wat hulle gebruik het, of papyrusrolle. Deesdae het ons tegnologie. Meeste van ons het 'n Bybel of 2, 3 Bybels in die huis. En daar's verskillende vertalings en die Bybel is in baie tale, op rekenaar, op ons fone. Ek het Bybel op my foon. Op die rekenaar seker, ek is seker nie, ek dink 60 vertalings, verskillende Bybels in verskillende tale op die rekenaar. So ons is regtig bevoorreg om dit te hê. Daar is nog steeds lande wat glad nie Bybels het nie. Dink as jy soos 52 lande waar in die Bybel heeltemal verban is, dat as jy gevang word met 'n Bybel in een van daardie lande, dan is dit tronkstraf, party van hulle so erg tot die doodstraf. So ons is nog baie bevoorreg om, meeste van ons het in ons huise meer as 2 Bybels. Om terug te kom na die papyrus, Bybel van ouds, baie geskryf op papyrus. Papyrus is 'n tipe gras wat gegroei het daar op die oewers van die Nylrivier. En die ou Grieke het 'n manier gehad om die middelste deel van daai grasies uit te haal, daai weefsels, en te kook en saam te pers, en hulle het papier van dit gebou. Dis wat ons noem papyrus. En daarop is daar geskryf. So dit was 'n watergras. Dit was daar in daardie tyd van die Grieke. En die Grieke het dit genoem Biblos. As ons dit vertaal nou van Grieks af Afrikaans, dis die Bybel. Biblos is 1, en dan die meervoud van Biblos is Biblia. Biblia beteken meer as 1. So, dis die meervoud van Bybel, is Biblios. So, Biblos of Biblia beteken 'n versameling van boeke. En dis presies wat ons Bybel is 'n versameling van verskillende boeke. Dis meer as 1 boek. So is Biblia, dis waar die naam vandaan kom, Bybel. In daardie tyd was dit nie so fisies die Bybel soos ons hom ken vandag nie.
Maar Biblos was iets waarop jy kan skryf, was genoem Biblios. So enige boek was Biblios gewees, bekend as die Bybel vandag. Die Bybel bestaan uit 66 boeke uit. Want daai 66 boeke is 39 as die Ou Testament en 27 die Nuwe Testament soos ons dit vandag ken. Nou in die tydperk wat die Bybel geskryf is die Bybel geskryf deur 40 skrywers. 40 verskillendes. En hulle het omtrent altesaam meer as 30.500 versies in die Bybel. Maar daar is nie net, elke skrywer het nie net een boek geskryf nie, van hulle het meer as een boek geskryf. So, met die 40 mense wat geskryf het, maak op die 66 boeke in die Bybel. So, hulle het nie net eendag besluit, ons kom saam in 'n vertrek soos die en nou sit ons aan die Bybel skryf nie. Nee, die meeste van hulle het mekaar nie eers geken nie, van mekaar geweet nie. En die Bybel is geskryf oor 'n tydperk van 1500 jaar. So ons praat van 15 eeu. So van die eerste boek begin geskryf is, kan ons sê die laaste boek is geskryf 1500 jaar later. So die een kon nie weet waaroor die ander een geskryf het nie. Van daardie het nie meer bestaan toe die na die ander boeke geskryf is nie. So as ons nou moet by mekaar kom en besluit ons skryf 'n boek en ons is 40 mense. Elkeen gaan iets anders skryf. Die een gaan oor sy werk skryf en die een gaan oor 'n romans skryf en die ander een gaan van sy probleme skryf en die ander een gaan 'n ander verhaal skryf. Maar snaaks genoeg die Bybel is geskryf en alles handel tog oor dieselfde ding op die einde van die dag. Het volg op mekaar. Toe hierdie 40 mense oor 'n tydperk van 1500 jaar het almal oor een ding geskryf. En om dit nog moeiliker te maak, is in verskillende tale geskryf. Die Ou Testament is oorspronklik geskrywe in Hebreëus. 'n Bietjie Aramees, maar die meeste op Hebreëus en dan die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. So dink net as ons elkeen 'n boek moet skryf, 'n paar boeke van 'n boek oor 'n tydperk van 1500 jaar en in verskillende tale en ons van verskillende lande en kontinente af. Dit gaan 'n verskriklike deurmekaar boek wees. So en al die 66 boeke in die Bybel gaan net oor een persoon. Draai almal alles net om een. En sy naam is Jesus. Al die boeke gaan net oor Jesus. Van Genesis tot in die einde by die Openbaring, elke liewe boek gaan oor Jesus. So ons kan sê ons vat elke week een boek. Ons begin by Genesis volgende week en dan som ons hom op en kyk waaroor gaan dit. Maar dit gaan ons 66 weke vat, dit is meer as 'n jaar. Maar alles draai om Jesus. Die middelpunt van die Bybel gaan oor Jesus, niks anders. En ek kan amper sê as ons die hele Bybel moet opsom, kan ons hom opsom in een versie. En ons sê Johannes 3 vers 16. Ken nou versie wat amper, ek glo almal ken hom. Dis die eerste versie wat ons gewoonlik leer. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Dis die senter, is die middelpunt, dis waarom alles draai. Die hele Bybel, al die boeke, draai om, God het sy seun gegee. En alles draai om die seun Jesus. Die skepping is daar, want die Vader het die skepping vir sy seun gegee. Hy het sy seun vir ons gegee om te sterwe aan die kruis, vir ons sondes. En in die woord staan, niemand kan na die Vader gaan nie, as hy deur Jesus gaan nie. So alles draai om Jesus, niks anders nie. En daai een versie som amper alles op. Hy is die middelpunt van die hele Bybel. Maar almal oor dieselfde persoon geskryf, oor dieselfde saak.
Dieselfde saak is, volg Jesus, volg die reëls van die woord, om die ewige lewe te beerwe. So, om alles op te som, Johannes 3 vers 16, dit is basies die hele, ek kan sê, is die opsommingsversie van die hele woord. So, alles gaan oor Jesus. En geen ander boek in die wêreld kan sulke resultate oplewer nie. Geen ander skrywers het sulke resultate nie. Dat almal oor dieselfde ding skryf, oor so lang tydperk. En God self het beveel dat dit opgeteken word. En toe hy Moses bevel gegee het, hy moet op die berg gaan, en toe daar op klip die wet uitgekap was, net die gebooie. Hy het gesê, kom, ek gee vir jou. So God het hy self geskryf en vir Moses gegee. Kan ons gaan kyk in Jesaja 30 vers 8. Jesaja 30 vers 8. Gaan nou in, skryf dit op 'n tafel, in hulle teenwoordigheid, en teken dit op in 'n boek, dat dit kan bly vir later dae. Daai later dae is vir ons nou. Vir altyd tot in ewigheid. So daai tyd is die mens al beveel. Skryf neer. Sit dit in 'n boek, pen dit vas. Dat in die toekoms mense die woord kan leer. Selfs daar in die laaste boek, Openbaring 1 vers 11. Verskyn Jesus daar aan Johannes in Patmos, dink ek was die dorpie se naam. Verskyn Jesus aan hom en hy sê vir hom, ek is die Alfa en die Omega. Die eerste en die laaste. Ander vertaling sê, die begin en die einde, né? 33-53 vertaling van my sê, ek is die Alfa en die Omega. Die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien in 'n boek. So daar's nog 'n bevel, skryf neer. Die verhaal gaan daaraan dat hy moes vir die 7 gemeentes dit gee, laat hulle dit leer en so versprei aan almal. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee. En is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. So as ek daai vers reg verstaan, enige iets hier op aarde, enige iets in die wêreld, maak nie saak wat se saak onder die son nie. Die antwoord is in die Bybel. Enigiets wat iemand wil weet, enige probleem wat 'n mens het, enigiets, waar 'n mens kan dink, is in die Bybel. En dan kan 'n mens skaars glo, daardie tyd tot nou, is tog ons probleme en die dinge is nie presies dieselfde as daardie tyd. Wat was, is en sal wees. So ons kan amper sê geskiedenis herhaal homself. Ons antwoorde is alles klaar daarin, ons moet net gaan soek. Daar is ander boeke ook in die Bybel wat nie en is nie apokriewe boeke. Loop my tong nou, jammer. Hulle noem die bedekte boeke. Daar's 'n klomp van die Ou en Nuwe Testament, hulle was so tussen die twee, wat uitgehaal is. Die Rooms-Katolieke kerke werk nog op van hulle het nie uit hulle Bybel uitgehaal nie, dis nie in ons protestante Bybels nie. Dis in Latyn geskryf meestal, dis meer Rooms-Katoliek. Maar nog steeds, die Bybel bly die beste verkoper boek nog ooit. Al die jare. Daar word omtrent 100 miljoen Bybels 'n jaar verkoop in die wêreld. Omtrent 100 miljoen Bybels. En dit is ook nie van gewone papier gemaak nie. Ons papier word van hout gemaak, gewone papier soos hierdie. Bybelse papier, omdat dit baie geskryf is en baie, om 'n dunner boek te maak, word dit baie dun sterk papier gemaak.
Die papier noem hulle Scrita papier, met 'n C gespel, SCRITTA, Scrita papier. Scrita papier het glad nie hout in dit nie. Scrita papier is houtvry, hy katoen en linnevesel in, om dit sterk te maak. So is nie gewone papier nie. En snaaks genoeg, 'n land wat op 'n stadium glad nie Christendom aanvaar het nie, druk die meeste Bybels in die wêreld, China. Word Bybels grootliks gemaak in Duitsland, maar die grootste vervaardiger van Bybels is China. En tog is China een van die lande gewees wat glad nie Christelik was nie. Alhoewel dit het baie verander die laaste paar jaar, selfs die staat betaal priesters en bou vir hulle geboue om kerke te begin. Ek is onseker hoeveel is daar nou, ek het laaste wat ek gehoor het, dit is nou al in laas jaar, is daar oor 250 kerke al in China, Christelike kerke, wat hulle staat begin het en geld voorsien het om te begin, om geboue te bou. So ja, en nog steeds is daar in die 50 lande wat glad nie Bybels aanvaar nie, is verban. Dan lees ons daar in Matteus 11, vers 27. Alles is aan my oorgegee deur my Vader en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader. So alles draai om Jesus. Dis waarom as ons bid ook, dan bid ons deur die Heilige Gees in die naam van Jesus. Jesus is dan die een wat dit voorlê by die Vader. Alhoewel ons verstaan die ding van die drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hoe dieper mense in dit in krap, hoe interessanter raak het. En dis 'n heel ander onderwerp waaroor ons op 'n ander geleentheid kan gesels. Maar die hele Bybel en alles en die hele wêreld draai net om Jesus, die Seun. Alles is vir hom en alles moet deur hom. Daar in Johannes 14 vers 6 praat Jesus met Thomas. Dit is so net voor die kruisiging wat Jesus vir hulle verduidelik het. Hy gaan hulle verlaat en 'n plek voorberei vir ons. En Thomas was bekommerd en sê nou, maar wat gaan van hulle word as Jesus nie meer daar is nie? En Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ons lees hom weer. Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So hier alles gaan oor Jesus, die hele middelpunt van die woord. Alles. Elke boek in die woord, alles draai om die Seun. So niemand het God nog gesien nie. Eendag sal ons hom sien, maar al ons dit gaan kan regkry is deur Jesus. As al ons die ewige lewe kan kry is deur Jesus. So ons teksvers sê Hosea: My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Weereens, daar's al ons kennis. Die snaakste boek wat daar is. Jy kan op vandag 'n versie lees en iets verstaan. Môre of oor 'n jaar of oor 10 jaar dieselfde teksvers, dan verstaan jy hom verskillend. Ek sê ook altyd, moet nooit eens versie lees en daaroor gaan nie, of volgens dit gaan nie. Probeer die hele hoofstuk lees, of ten minste 'n paar versies voor daardie een en na hom. Want so baie lees 'n mens 'n versie, dan gaan 'n mens volgens dit, en baie mense doen dit. Hulle noem dit die chirurgiese Bybel. Ons wys 'n stukkie uit. Dit vat net 'n versie. Dis die versie wat sê, hy sal ons paaie gelyk maak.
Maar net voor dit gaan lees bietjie, dan staan daar, ken hom in al jou weë. So ons kan nie net gaan, alles is liefde en mooi en Jesus gaan ons paie gelyk maak nie. Nee, ken hom eers in al jou weë, dan sal hy jou paie gelyk maak. En hy sê, kom na my toe. Almal wat bemoeid en belas is, ek sal vir julle rus gee. Hy sê nie net kom na my toe, ek sal julle rus gee nie. As 'n voorwaarde aan. Sê kom na my toe. En so maklik deesdae in ons kerke verval verskriklik. En baie kerke sê jy preek nie meer oor sonde nie. Want Jesus is 'n God van liefde. Jy moet oor liefde en voorsiening preek. Dit is so verkeerd. Dit is so verkeerd. Mense het deesdae die idee van, ek neem Jesus aan, ja, ek volg Jesus, maar hy moet my volg. Hy moet gaan waar ek gaan, om my tevrede te stel. Hulle sê, ja, hulle glo, maar op my voorwaardes. Vat Jesus, maar hy moet my paadjie stap. Ek wil hê. Ek wil voorsiening hê. Ek wil 'n huis hê, ek wil 'n kar hê, ek wil kos hê, ek wil 'n werk hê. En dit is nie soos dit werk nie. Daar is sekere goed wat ons moet doen. Daar is voorwaardes aan alles wat ons moet doen, voordat hy voorsien. En hy sal altyd voorsien. Dan die Ou en die Nuwe Testament, as ons gaan kyk na Ou en Nuwe Testament, ons kan amper sê die Ou Testament en die Nuwe Testament is 'n spieelbeeld van mekaar. Ou Testament, alles wat fisies was, in die Ou Testament, as ons in die Nuwe Testament gaan kyk, is dit geestelik. So ons moet onthou, soos die Nuwe Testament lees, dis nie fisies bedoel nie, is geestelik. As ek vinnig aan 'n voorbeeld kan dink, Ou Testament, met die kierie op die rots, waar toe die mense uit die woestyn uitgelei is, waar het water uit die rots gekom, dit was fisies. Nuwe Testament, lewende water. En so kan ons vergelyk met die Ou en die Nuwe Testament. Ou Testament, Ou Verbond, waar jy moes 'n lam slag. Nou word baie van die lam en van skape gepraat in die woord, dwars deur die woord. Maar ons slag nie meer 'n lam, laat ons sondes vergewe word, en die hoërpriester gaan eenmal en hy gaan in die hoog heilige plek in en hy bid vir ons sondes, nie? En ons sondes is vergewe vir die jaar. Die volmaakte lam, Jesus, is vir ons gestuur. Hy het gesterf aan die kruis vir ons sondes, om ons sondes skoon te was. So dit is die nuwe verbond. Ons hoef nie meer offers te gee nie, brandoffers te gee nie, fisies nie. Dis nou geestelik. Julle lyk vir my nou baie ernstig. Amen. Net tot sover vandag. As ons bewaar word tot volgende week, wil ek graag, as dit so gaan gebeur, bietjie gesels oor Psalm 23, wat ons almal ken. Nou ons wil ons 'n bietjie uitmekaar gaan haal, en kyk presies waaroor gaan Psalm 23. Ons so stukkie vir stukkie opbreek, en ander plekke in die woord gaan kyk, wat Psalm 23 net weer bevestig, as ons gespaar word. Sit net so. Hemelse Vader, ek sê vir U dankie dat U woord vir ons oopgemaak het vandag. Here, ons vra dat U ons hulp gee, dat ons meer leer van die woord, dat ons meer kennis van U kan kry, dat ons meer kan weet, dat ons die regte dinge kan doen. Dankie vir dit wat U ons al reeds geleer het, en wat ons gaan leer nog uit die woord uit van U. Here, so bid ons vir elke sieke, elkeen met 'n pyn en 'n krank,
dat dit hulle sal verlaat. Here, U ken elkeen se situasie en gedagtes, elkeen se berg voor hom. Here, laat U ook met hulle kan wees, in vertroosting en met hulp. Ons bid hierdie alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar als uit die genade van Jesus Christus die Seun. Amen.